Eendag, lang gelede, die eerste dag van boer Stefaans se plaaslewe, toe hy nog 'n jong man was en gedink het hy's die slimste, kom hy op die plaas. En hy het niks gehou van hard werk nie. En toe hy kom boer, toe besluit hy, ek gaan al die diere hier op dieselfde plek sit, 'n huis bou vir almal onder een dak. Dan hoef ek nooit ver te loop as ek hulle wil gaan kos gee, of na hulle kyk nie. Dan kan ek heeldag net op die stoep sit en musiek luister, of boek lees, of prentjies teken, of net kyk hoe lyk dit daar ver. Dink julle hy gaan 'n goeie boer wees? Nee. Wel, dit was sy eerste dag op die plaas. So wat maak hy? En hy dink, wel, op my plaas hou ek van spek en eiers eet in die oggend. So by watter diertjie kry ons spek? En by watter diertjie kry ons eiers? Omdat dit die eerste ete is van die dag, gaan hulle onderbly. Hy kry van pale en hy grou gate en hy plant daai pale pynreg op in die grond. Maar boer Stefaan se pappa kom kyk en sê, "Nee, wat grou jy hier?" Hy sê, "Pappa, ek gaan die slimste boer wees ooit. Ek gaan laat al die diere hier in 'n toring bly. En dan gaan ek nie ver hoef te loop nie, en nie hard hoef te werk nie, en ek kan heeldag net lê en niks doen nie." Dan sê pappa, klink my nie jy is slim nie, klink my jy is baie Dom. lui. Maar boer Stefaans, die jong boer Stefaans besluit, kyk my slim plan. Na die pale geplant het hy drade om dit gespan en varkies ingejaag. En sy pappa sê, nou waar is hulle modderdam? Hy sê, wel, maar we moet sien wat kom hierbo. Al die water van daarbo af sal afkom hier na toe. So onder is die varkies, bo kan die varkhok, bou hy nog 'n vlak. Verdieping nommer 1 sit hy die hoenders. Want die varkies kan hy onder sien en die hoenders nie daarbo, en raai wat sit hy bo die hoenders? Toe besluit hy, daar moet regtig water afkom onder toe, so die volgende gaan hy 'n eenddam bou. 'n hele vlak, verdieping nommer 2, net vol water, sodat die eentjies daar kan swem. En sy pappa kom kyk en sê, "Wel, ek sien hier's varkies en ons hoendertjies bokant hulle, en bokant hulle bou jy 'n dam." Ek dink nie dis sterk genoeg nie. Want waar kom die beeste? Eerste het ek 'n groentetuin nodig. Ek het nou al my varkies en my voeltjies, maar eers 'n groentetuin voor die beeste. Nou wat maak hy? Hy gooi klomp grond, want tussen elke vlak sit hy klomp planke en dan sit hy grond en 'n dam en die hoenderhokke. En toe hy die grond het, toe wil hy plant, maar nou moet hy met 'n leer langs die kant opklim, want hy gebruik die hele vlak. En raai wat sit hy bo in die groentetuin? Beeste. 2 beeste daarbo. Daai beeste het heeldag gemoe, want dit was heeltemal te hoog. Hulle het nog nooit so hoog gesien nie, en hulle kon baie ver sien. En al wat daai beeste sien is vlaktes en vlaktes gras, en hulle kan nie eens by dit uitkom nie. En die volgende dag toe hulle wakker word, toe timmer daai jong boer Stefaans nog klomp planke bokant hulle koppe vas. En die volgende oomblik het hy daarbo 'n tou vasgemaak met 'n poelie. Weet jy wat 'n poelie? Dit is soos 'n wielietjie waarop 'n tou kan rol. As jy die een kant aftrek, styg iets aan die ander kant op. En raai wat styg op aan die ander kant van die tou verby die beeste? Skapies. Daar gaan die skapies op boontoe. En die beeste steek hulle kop uit en toe hy opkyk, toe sien hy die 2 wolskapies daarbo en boer Stefaans bær hulle daarbo. Nou staan heel bo skapies. Daar's 2 skapies, 2 beeste, 'n groentetuin, eende in hulle dam, die hoenders en dan die varke. Sy plaas is klaar. Dink julle is die slimste plaas? Nee. Wel, hy dink so. Dan gaan sit hy op sy stoep en hy kyk vir hierdie toring. En sy pa stop weer daar en sê, "Stefansie, wat is daai toring?" "Pa, dit is my hele plaas. Die slimste boer in die wêreld is ek." Maar sy pappa sê, "Klein Stefansie, elke dier het sy spasie nodig met genoeg kos om te eet, en wie dink jy gaan daar skoon maak? Hulle maak self skoon. As hulle min is en met min om te mors, gaan hulle nie mors nie."
Maar raai wat? Daai aand moun daar die diere, hulle kla verskriklik. Die varke moun, want hulle het te min water daaronder. Net die hoenders en die eende is gelukkig en die beeste het hoogtevrees. Hulle moe die hele aand. En die skape? Wel. In die aand toe 'n wind begin waai, begin daai toring heen en weer wieg, links, regs, en hy begin kraak. En Boer Stefan skree vir die diere, hou op, spring in die hele huis. Maar hulle is nie wat hulle is, spring nie. Dit is die wind. Julle en daar kraak daai pale. Dit kraak en breek. En die hele toring val om. O, genigtig. Dit is net water en groente en 2 beeste rol en skaap in die volgende môre toe Boer Stefans wakker word. Toe is daar nie 'n gebulk van die beeste. Daar is nie eers die skaap, die varkies nou nie eers nie. Die hoenders is rustig en toe hy uitkyk. Toe sien hy sy toring lê op die grond. Maar nie net op die grond nie, sy toring het gebreek in stukke en weggerol daar aan die een kant. Lê die beeste se huis in die oop veld. En die beeste lyk gelukkig. Daar aan die ander kant lê 'n afdak. Want dit was die boonste vlak. En die skapies wy in daai veld rond. Daar lê 'n dam, 30 meter van sy huis af. Hoe ver wil hy moet hy loop en in die water plas? Die eentjies rond. En net hier voor is die vark ook nog op die plek waar hy hom gebou het. Maar langsom is die hoenders in hierdie Boer Stefan se ding. Nou moet ek so ver loop. En toe hy weer gaan om al daai diere bymekaar te maak en sy toring weer reg te maak. Toe besluit daai beeste, ons klim nie weer 'n toring nie. Watch vir jou. Hulle het daai lyn getrek, daai draad, in hulle bekke vasgehou, en elkeen vinnige paal gegryp, ook in hulle bekke, en weg van mekaar af gehardloop, en toe's daar 'n lyn, 'n draad, en as Boer Stefans wil uitkom, hardloop hulle heen en weer, hulle keer hom vas, en hulle druk hulle paal in die grond, en daar staan hulle. En as Boer Stefans omkom, hardloop hulle om, hy kon hulle nie kry die hele dag nie, toe besluit hy, ek werk heeltemal te hard, ek los julle net hier in die veld. Die beeste, julle, maak die lewe te moeilik vir 'n boer. Ek gaan die skapies haal. Maar raai wat? Die skapies het ook gesien die Boer Stefans is op pad. En hy het hulle ook maar net gelos. Die varkies gaan hy maar net los, en die eentjies was te rustig. Toe besluit Boer Stefans, dan los ek alles maar net so, want in die middel van alles lê die groentetuin. 2 dae later begin daai groente, die worteltjies, die sonneblommetjies, alles kom op en hy sien, wow, dit groei baie mooi hier. En toe sy pa op die plaas stop, toe sien hy, Boer Stefans het uiteindelik slim geword. Kyk net hier, alles het plek en spasie op die plaas. Jy kan jou stappies inkry en raai wat? Ek het vir jou 'n brak gebring. Hy sê, wag net 'n bietjie, ek bring hom. En raai wat noem Boer Stefans die hondjie wat hy toe as persentjie kry by sy pappa? Wagter, julle. Wagter spring uit die bakkie uit, so 'n klein fluffy dingetjie. Blaf hy en dadelik, Boer Stefans van hierdie ouetjie gehou. En geweet, met jou gaan ek stap, ou brakkie, want ek moet na my beeste gaan kyk wat daar ver is. My skape is daar aan die ander kant, en nou gaan ek nie alleen stap nie, ek gaan saam met jou stap. En dit is hoekom elke boer 'n brak het. Want as hy so ver stap na al sy diere toe, het hy 'n bietjie geselskap en 'n stok of 'n bal wat hy kan gooi met 'n lekker ou brakkie, né?